weer een van hier in Romeine 3 vers 21 tot 26 lê die hart van die evangelie vasgevang. Want Paulus sê, maar nou word die geregtigheid. Onthou ons het nou mooi gesing, heilig, heilig, heilig is die Here. In sy heiligheid is hy geregtig. Nou sê hy, hierdie geregtigheid van God sonder die wet bekend gemaak, waarvan die wet en die profete getuig. Hulle het alreeds van hierdie geregtigheid getuig wat God verlang. Hierdie vryspraak gee God deur die geloof in Jesus Christus aan almal wat glo, want daar is geen onderskeid nie. En hier ons hoofteks, almal, teken sonder uitsondering. Almal het trouens gesondig en nagelaat om die eer aan God te gee, of dit ontbreek hulle, sê die ander vertaling, aan die heerlikheid van God. En tog word hulle goedgunstig deur die genade vrygespreek deur die bevryding in Christus Jesus. God het hom daar gestel as 'n versoeningsoffer in sy bloed, en wat deur die geloof verkry word. God het sy regverdigheid duidelik bewys deurdat hy die sonde oorgesien het wat voorheen in die tyd van sy verdraagsaamheid gedoen is. Ja, so het hy in die heilige tyd sy regverdigheid duidelik bewys, sodat hy regverdig kan wees en terselfdertyd hulle wat in Jesus glo kan regverdig. Kom ons bid. Vader, mag ons versigtig, bidend, nadenkend met die woord omgaan, wat U gedryf het deur die Heilige Gees, die testament vasgelê deur Jesus Christus se bloed, sodat ons ook kan glo en U ons regverdig maak. In Jesus naam, amen. Ons het gekyk na die twee boodskappe na die evangelie, waar baie mense sê die evangelie is, Jesus het jou lief en hy wil graag hê jy moet tot redding kom. Nou, dit is nie die evangelie. Dis 'n happie uit die evangelie. Die volle evangelie het ons, soos Paulus hier praat, as jy agterkom, as jy die teks lees, wat ons nou al 3 keer gelees het, praat Paulus aanhoudend van 'n geregtigheid wat God wil hê. God soek geregtigheid. Hy is in sy heiligheid, is hy 'n regverdige God. Wat dit beteken, hy laat geen sonde ongestraf nie. Dit sê die hele Bybel vir ons. Die Segel sê dit vir ons. Selfs vir Moses sê God, hy sê, ek is die barmhartige, genadige, goedertierende, lankmoedige God. Maar ek laat geen sonde ongestraf nie. Nou sê Hebreërs ook, die siel wat sondig moet sterf. Dis hoe dit in die Ou Testament geskryf staan. Dis regverdigheid, is dit nie? Die siel wat sondig moet sterf. Adam en Eva, die dag as julle van hierdie boom eet, sal julle sterf. Julle is sondig en daarom moet julle sterf. Al vat hulle 1000 jaar om te sterf, hulle sterf eventueel. Hulle gaan dood. En daarom gaan ons almal dood. En nou wat Paulus sê, Romeine 3 vers 23, almal, alle mense, want sy konteks wat Paulus hier praat van Romeine 1 tot 3, praat hy van Jode en Grieke, of Jode en heidene. Hy sê almal, Jode en heidene het gesondig, en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God. Daarom Romeine 1 vers 18, wat belangrik is, hy sê, maar die toorn van God, of die stomende toorn van God, wat eventueel kom, word geopenbaar uit die hemel, teenoor alle mense goddeloosheid en ongeregtigheid, van mense wat volhou die waarheid deur ongeregtigheid te onderdruk. Mense is ongeregtig, hulle moet regverdig gemaak word, maar eintlik na regte oor alle mense te sterf. Volgens die Bybel. God doen nie iets verkeerd. Hy is regverdig as hy mense straf. En ons het verlede week gesê, watter regter sal 'n moordenaar, hierdie reeks verkragter moordenaar hier in Suid-Afrika, is nie net in Amerika nie, wat hulle 'n paar gevang het hierso, en hy kom voor die regter en die regter sê, goed, jy word lewenslang gegee, wat nie eintlik hoort te wees nie, maar jy word lewenslang gegee. Hy moet eintlik doodstraf kry, want die Bybel sê, oog vir 'n oog en 'n tand vir 'n tand. Maar nou kom hy dan sê vir die regter, ag regter, wees my genadig, ek beloof ek sal dit nooit weer doen nie. Is dit 'n goeie regter wat vir hom sê, goed nee, ek kan sien jy het vergifnis, ek kan sien jy het berou, gaan in vrede. Dis nie geregtigheid nie. Geregtigheid moet seëvier. Die siel wat sondig moet sterf, oog vir oog, tand vir tand, lewe vir 'n lewe. Christus se lewe vir ons lewe, wat dit op neerkom van die Ou Testament,
So ons het die evangelie probeer eksposeer. Onthou, soos Stuart Elliott, die bekende Walliese predikant, ek weet nie wie van hom ken nie, ek het al 'n snit op ons kerk se groep gesit van Stuart Elliott, seker al in sy 80's, wat sê, enige boodskap wat mens bring in die kerk, moet 2 belangrike komponente hê. En dit is nommer 1, dit moet eksposisie hê. Expose beteken om iets te openbaar, oop te maak. Dis hoekom ons die Bybel oopmaak. Ons maak nie die Koran of ons maak nie 'n goed boekie, ons maak die Bybel, ons eksposeer die Bybel en ons vertolk en verduidelik en gooi lig op die Bybel. Maar die tweede daarna volg is natuurlik applikasie. Dit moet toegepas word vir die wat dit hoor. Want dan sê dit geen betekens behalwe geskiedenis nie. So ons het nou gekyk na die evangelie. Hoekom moet alle mense sterf? Hoekom is ons almal tot dood veroordeel? In Romeine 5 vers 10 sal hy ook sê, wat sê Romeine 5 vers 10? Toe ons nog God se vyande was. Jy sien die voorveronderstelling, ons is eintlik in Engels in hostility with God. Ons is eintlik vyande van God. Totdat Christus in ons lewe kom. En ons sal sien in hoe mate moet hy in ons lewe kom. Onthou, ons het ook gesê Galasiërs 1 vers 7, as iemand 'n ander evangelie verkondig, sê Paulus, laat hom 'n vervloeking wees, gered, soos aan 'n paal gehang buitekant 'n vervloeking. Want die ware evangelie begin by ons sonde en dat ons onder die oordeel van God staan van Genesis af, regdeur kan jy sien die Israeliete begaan sonde oor en oor en oor. Dan straf God hulle, dan vergewe hy. Dan straf hy hulle, dan vergewe hy. Maar ons is net soos hulle. Ons is net soos die Israeliete en die mense van Juda. Ons hou aan sonde. Baie mense sê, omdat jy sondig as jy 'n sondaar. Nee, omdat jy sondig as jy sondaar. Dis anders gekom. Ons sondig moet ons van nature sondaars is. Totdat ons regverdig gemaak kan word in Christus Jesus. Jy sien, hierdie evangelie sal vir die meeste mense in die wêreld mystiek of 'n mystery bly tot die dag dat hulle dood is en hulle ander kan die graf kom, sal hierdie waarheid van die evangelie vir hulle geslote bly. Dit bly 'n mystery. Ek wil hier interessant wat Paulus ook praat in 1 Timoteus 3 vers 16, as jy agter in die Bybel wil blaai, verduidelik Paulus uit 'n ander hoek uit wat die evangelie is. In sy brief aan die jong man Timoteus praat Paulus hier, hy sê, en die geheim van ons godsdienst is sonder twyfel groot. Die geheim, die mysterium van ons godsdienst is waarlik groot, is baie groot. Ons kan nie sê, is eenvoudig, dis kom ons sê, jy sien die bord wat sê, Jesus het jou lief, no terms and conditions. God is in vriendskap met ons, totdat ons Jesus Christus erken. Wat sê hy, wat is die geheimnis, sê Paulus in 1 Timoteus 3 vers 16, hy sê, dit is God, sê ander vertalings, hy, sê ander, Christus is geopenbaar in 'n menslike liggaam. Dis die hart van die evangelie. Jesus is gebore as 'n mens. Nie soos Islam wat sê, hy is maar net gebore, hy is nie voor die tyd nie. Jesus sê, voor Abraham was is ek was nog altyd gewees. God is geopenbaar in die vlees. Tweedens, hy is regverdig bewys. Die Heilige Gees het deur hom uit die dood op te wek bewys dat hy voor God regverdig was. Want God wek nie uit die dood sondaars op nie, hy wek net op die regverdige. Kan jy verstaan die opstanding wat Jesus bedoel? Dis nie almal wat daar sal in Openbaring 20 'n groot oordeel wees wat al die dooies opgewek word wat nie in Christus is nie. Die mense lees Openbaring verkeerd. Die dooies is mense wat nie deel is van Christus nie. En hulle sal voor die groot troon staan, die boeke sal oopgemaak word en mense sal geoordeel word. Ek wil nie voor daai oordeel staan. Ek dink dit is skrikwekkend om voor daai groot troon te staan en al jou dade word afgespeel voor jou. Maar God maak Christus regverdig, bewys hom regverdig, want hy is God se regverdigheid. Christus doen al God se wette, doen hy perfek. Hy doen die seremoniële wette,
Hy doen die 613 al die wette, nie net die 10 gebooie nie. Hy doen al die wette soos God wil hê, nie soos mense dink hulle kan dit doen nie. Baie mense dink hulle kan net God se wet doen en as hulle gered. Nie so maklik nie. Jesus het klaar vir ons in Matteus verduidelik hoe God wil hê wat die wet eintlik sê. En dan raak Jesus net hier en daar aan die 10 gebooie en lust, adultery, né? Begeerte is. As jy na 'n ander vrou kyk om haar te begeer, as jy ek verwys na myself en ek hou myself dop want die Heilige Gees besig om my te looi. As ek ry, dan kom daar mense juis wat stupid bestuur op my af en daar's 3 bane, maar hy ry agter, dan binne in my begin ek wrevel. Dit is moord, dit grens aan moord. So ek is 'n massa moordenaar. Ek pleeg moord. Sodra ek in die kar kom, word ek amper 'n moordenaar. So diep is God se wet, so ook sy seremoniële wette wat vervul moet word in die liggaam van Christus Jesus. Het jy gehoor, daar was eendag 'n man wat vir jy ken vir Ken Ham van Creation Ministries, baie bekende spreker, ateïs het na hom toe gekom en gesê, "Why don't your God come down from heaven and come and show himself to us?" Toe sê Ken Ham, "He did, but they nailed him to a tree." Die verskil van ons God, regverdig bewys deur die Heilige Gees, gesien deur die engele. Christus het opgestaan uit die dood, voor die dood sy engele, ek sê baie keer, ek dink sy engele was soos honde wat die baas wil beskerm. Jy weet as 'n hond die baas wil beskerm, hy vernietig alles om die baas, want hy is sy baas. Die Here Jesus is die baas en die Here van die engele, hy word genoem the Lord of Angels. Sy engele wou, dink toe hy gekruisig word, was hulle op standby enige oomblik om in te gryp. Jesus sê, weet jy vir Pilatus, weet jy nie dat ek 12 legioen engele kan bid en die Vader sal dit onmiddellik vir my stuur. En nie net Jerusalem nie, hele Judea, Samaria en Babylonie sal in hulle kanone wees. Van 144, ten minste 144,000 engele. Maar hulle sien hom by op sy opstaan. Dis die res van die evangelie. Verder vers 16. Regverdig bewys, gesien deur engele, verkondig onder die nasies, geglo in die wêreld. Dis wat as gevolg van Paulus se groot werk wat hy doen. Die evangelie bly verkondig. En die regte evangelie wat vra vir God se geregtigheid en opgeneem in heerlikheid. Hy het opgestaan, hy het gesterf. Hy is begrawe weens sy geregtigheid en die Heilige Gees hom opgewek uit die dood. Hy is verkondig aan al die nasies, geglo in die wêreld en hy is verheerlik. God het hom verheerlik, nie 'n mens. Niemand het Jesus verheerlik nie. Nou dat ons deel is van hierdie nasies wat hy in 1 Timoteus 1 vers 16, 3 vers 16 van praat. Ons is deel van hulle. Ons is hier oor dit gebeur het met Jesus, wat Paulus hier beskryf aan Timoteus. Ons sit in hierdie kerk omdat dit gebeur het. Hy's geglo deur nasies, omdat hy opgestaan het, deur op te staan uit die dood het hy bewys hy is God. Deur te kruis, gesterf aan 'n kruis bewys hy sy volle God mens, die postatiese vereniging. As ons dit regtig glo, is dit die regte respons op die evangelie. Sien, die evangelie goed, ons weet daarvan, ons ken dit, ons memoriseer dit, ons kan die hele al die boeke memoriseer, maar dit moet geappliseer word, dit moet geglo word. En eerstens, ons moet dit glo wat geskryf staan in die geskrifte. Lei tot die volgende. Wat is die volgende? Bekeer julle. Wat is die regte respons? Ons weet dit. Weet as moslim wat ook die Bybel bestudeer. En die Nisa is die hoof van die teologiese fakulteit, 'n moslim. So hy bestudeer ook klinies die Bybel, maar verander dit hom? Nee. Ahmediyya, Islamic Propaganda Center in Durban. Glo hy regtig? Hy lees ook krities die Bybel. Maar dit doen niks aan hom nie. Net om te weet, help nie. Wat roep Johannes die Doper uit by die rivier, sonder om te kyk daarna? Wat sê hy? Wat is die woorde wat Johannes die Doper gebruik by die oewer van die Jordaanrivier? Bekeer julle. Hoekom? Want die koninkryk het naby gekom. Bekeer julle. Draai om. En Jesus is ook baie klinies as mens daarna kyk. Baie mense wonder oor die gedeelte in Lukas 13 vers 1 tot 5.
En ek gaan nie die hele gedeelte lees nie, maar die kort en lang daarvan, mense kom na Jesus toe in Lukas 13 en dan vertel hulle hierdie vreeslike tragedie wat gebeur het. Pilatus, die Romeinse prokurator, het arme Jode wat besig is om diere te slag, daar waar hulle diere slag sommer doodgemaak en hulle bloed is met die diere se bloed gemeng. Wat 'n skok, kan jy so 'n ding glo? Ek dink vandag sal dit seker hoofopskrifte wees. Ons het nie meer koerant hoofrapporte, maar sal hoofopskrifte wees in die media, né? As jy News24, sal jy sien hierdie persoon is geslag, sy bloed is gemeng met die offers. Hy kom dan sy offer toe kom en dit is sommer hier gemeng. En dan vertel hulle Jesus nog verder in vers 3 van die toring van Siloam, wat dis 'n tragedie wat gebeur het in Juda. 'n Groot toring het omgeval en 18 Jode doodgeval. Wat 'n respons verwag hulle van die Here Jesus? My vrou is altyd lief daarvoor om altyd te sê, ag, sies tog shame. Ag, sies tog shame. En my skat, skies, ek weet nie op die spot sit nie. Ag, sies tog shame. Vir alles, die kindertjies en groot mense ook. Hulle verwag Jesus gaan sê, ag, is so jammer, dis 'n ernstige, altyd verskriklike tragedies. Maar wat is die kernwoorde waar Jesus 2 keer sê, Jesus sê in vers 2, en hy het hulle geantwoord, dink julle daardie Galileërs was groter sondaars as die ander Galileërs om hulle hierdie gedinge te laat lei? Beslis nie. En dan sê hy hierdie harde woorde, maar as julle nie bekeer nie, sal julle dieselfde oordeel sal julle tref. Die toring het omgeval. Maar as julle nie bekeer nie, sal julle ook in julle sonde omkom. Wat Jesus sê, hierdie mense het in hulle sonde omgekom. En ons is altyd, is erg om 'n tragedie te sien. Hierdie, daar in Boksburg waar die trok ontplof het en soveel mense, dis 'n tragedie. Ons lees elke dag van krokodil het 'n jong seentjie sy arm afgeruk. Dis 'n tragedie, dis verskriklik. En ons almal kan sê, ag, sies tog, dis verskriklik. En dis reg om dit geskok te wees, maar Jesus sê, wat julle aanbetref, julle lewe nog, bekeer julle terwyl daar nog tyd is. Nou is die tyd van welbehae, nou is die tyd wat julle julleself moet tot God bekeer. Glo die evangelie en kom tot bekering. Want wat is slegter nuus kan daar wees as ons hoor mense is dood? Slegte nuus. Nog slegter nuus, ons is weer die mense het nie Christus as hulle saligmaker geken nie. Dis nog erger. Dis 'n groter tragedie dat mense nie in die ewigheid ingaan sonder God. Dit is vandag nog presies dieselfde. Dit het nog nooit verander in 2000 jaar nie. Wat Johannes die Doper sê, bekeer julle. En hy gee die rede hoekom julle moet bekeer. Die koninkryk het naby gekom. Koninkryk het verskyn. In Handelinge 2 vers 38 praat die apostel Petrus ook met die mense. En Petrus, hierdie banghongerige mannetjie, wat 'n visserman was, disipel was, visserman geword het, Jesus bring hom terug. Dan kom die Heilige Gees oor hom met die Pinkster en dan lewer Petrus hierdie preek wat oor die 3000 mense tot bekering kom. Hulle het berou, hulle keer hulle terug van hulle sonde. Dan sê hy ook inderdaad, sê Petrus, wat is die sleutel? Dieselfde as Johannes die Doper, bekeer julle en draai terug na jou Skepper. Want ons almal gaan voor die Skepper, ons Skepper verskyn. En dan almal. So sê ons almal net 'n rak lewe. Ek hou van daai, we have expiry date. En as dit verby is, dan verskyn ons voor ons Skepper, ons Maker. En hy sal na ons kyk of ons is in Christus of nie in Christus nie. Soos ons bokke of ons skape. Terug na Romeine 23. Almal het gesondig en moet hulle bekeer. Draai terug. Want ontbreek aan die heerlikheid van God. En dis waar dis 'n woord in Grieks wat van die mense ook sal ken, metanoia. Metanoia beteken om van gedagte te verander. Gedagte van wat te verander? Want New Age gebruik dit ook. Hy het van gedagte verander. Daarom het hy nou Christen geword. Nee,
Verander van gedagte oor ons eie geregtigheid voor God, dat hy ons in sy hemel sal toelaat op grond van ons eie geregtigheid, want hy sal nie. Hou van Trump, hy's amper God se karakterswaar van hom. Hy sê 'n ding so as dit nie werk nie, dan is dit is wat hy verwag, hy vereis dit en hy doen dit ook. God is nog erger. God sê ek wil dit so hê, net deur Christus Jesus, net deur sy bloed, net deur jou bekering, net deur jou geloof en bekering in jou heilig maak, sal ek dit toelaat in my hemel. Dan sê ons nee, ons sal 'n kans vat. Kom ons try dit. Ons gaan dood, dan gaan ons ons sal ons kans vat voor God. Daar is mense wat ek al hoor. Ek sal my kans vat voor God eendag. Want hy dink hy gaan met God redeneer. Ja, maar ek het kerk toe gaan. Ja, ek het geld gegee. Jy weet nie, ek het hierdie gebou, ek het miljoene rande gegee vir hierdie. Wat sal die Here sê, Matteus 7, gaan weg van my, ek ken jou nie. Wie is jy? Ek het jou nog nooit geken nie. Ek dink die vreeslikste woorde wat enige mens ooit kan hoor. Daar's nie kans om terug te kom. Die vraag vir die ryk man en Lazarus, die ryk man, was nie tyd om terug te kom om iemand te kom waarsku nie. Vreeslikste nuus is hy sê, gaan weg. Ek dink van die vertaling sê, wyk van my af. Soos die vertaling sê, wyk. Gaan weg van my af, ek ken jou nie. Want God se standaarde in die evangelie en bekering bly kardinaal. Matteus 5 vers 48. Julle ken dit al, ons het deur Matteus gegaan. Wat sê Matteus 5 vers 48? Jesus sê, wees julle dan perfek. Perfek, beteken perfek. Soos my Vader in die hemel. Is die Vader in die hemel perfek? Dis die standaard. Wees julle perfek soos my Vader in die hemel perfek. Dit is wat julle moet wees. En hoe bereik ons die perfeksie? Ons weet, deur Jesus Christus, wat in ons woon. Ek gaan 2 voorbeelde gebruik van ware bekering. Maar ek het vir ons die een gelees, maar ons kyk na Lukas 18 vers 9 tot 14. Wat gebeur in Lukas 8 vers 14? 2 mense gaan op na die tempel om die gebruikelike gebede te gaan bid. Dan staan hulle voor God en dan kom die fariseer, hy bid sy eie gebed en hy dink God verhoor hom, want hy sê, vers 10, 18:10, 2 mense het opgegaan. Fariseer en 'n tollenaar. Fariseer gaan staan voor God en homself en sê, ek dank jy dat ek nie soos ander mense is wat roof en onreg doen en egbreek pleeg en soos hierdie tollenaar. Dankie, ek dank die Here dat ek nie soos hy is nie. Wat doen die tollenaar? Jy weet almal. Hy skeer sy klere. Hy skeer sy klere. Hy staan op sy bors en sê wat? O God. As 'n uitroep na God. O God, wees my 'n sondaar genadig. Wees my genadig. En wat sê die Here Jesus? Hy het huis toe gegaan. Regverdig. Want hy het regte berou en bekering gehad. Hy het huis toe gaan sonder probleme, want hy is geregverdig voor God. As jy geregverdig voor God wat Jesus sê, is hulle inderdaad. En dan maar ek het vir ons gelees van die vrou wat die kort en die lang van die slegte vrou, slegte reputasie waarskynlik gehad, want Simon die Fariseer weet sy het 'n slegte reputasie, ons weet nie of sy 'n egbreekster was of sy prostituut was, ons weet nie wie sy was nie. Dit gee nie die heeltemal die prentjie wie hierdie vrou was wat kom. Nommer 1 is sy kom waar sy nie mag gaan nie. Het julle al gehoor in iemand praat van party crashers? Jy op partytjie, jy het net genooides en dan kom mense wat jy nie ken nie, kom sommer hier in en dan word hulle deel van die geselskap. Sy is 'n party crasher, sy daag nou ongenooid. Juist omdat sy, toe sy besluit het sy gaan na Jesus Christus toe, het God haar waarskynlik klaar geregverdig. Wat merk jy ook van die vrou wat ons gelees het? Sy is desperaat. Sy's desperate. God red nie mense wat nie desperaat is nie. Ag Here, jy weet ek is nie so sleg nie. So die Fariseer, ek is nie so sleg nie. Ek doen al die wette. Hierdie vrou weet sy het niks om aan vas te hou. Sy het hierdie desperaatheid, sy is so desperaat dat sy 'n partytjie opbreek, 'n party crasher word. En waar gaan sy wat verbode was vir Joodse vroue om in 'n geselskap in te gaan waar daar waarskynlik net mans was en vrouens bedien. Sy kom nie om te bedien nie, sy gaan reguit na die voete van Jesus Christus toe. Wat doen sy by die voete van Jesus Christus? Sy ween, sy huil,
Ekskuus vir die woord, snot en trane. Sy huil. Hoekom? Berou. Here, ek is jammer. Want ek dink toe sy in Jesus se teenwoordigheid inkom, besef sy al haar sonde, waarvan God haar vergewe het. Desperaat om gered te word. Onbeskaamd. Sy droog haar trane met haar hare af. Dit was ook verbode in die Joodse kultuur. Vrou maak nie hare kos nie. Behalwe vir die wat sy ingedring het haar. En by Jesus, jy gaan sit ook nie in 'n man se voet, behalwe prostituut gaan sit waarskynlik in 'n man se voet. Maar sy weet waar sy vandaan kom. Sy is desperaat. Sy rou, sê Jesus in Matteus 5 vers 4 nie, salig is die wat treur, want hulle sal vertroos word. Sien hoe sny Jesus se woorde al reeds van die bergrede. Dis nie salig oor mense wat begrafnisse bywoon en hulle treur nie. Dis nie die konteks van Matteus 5 vers 4 nie. Salig, want hy begin eintlik die eerste saligspreking. Salig is die wat weet hoe afhanklik hulle van God is. Hierdie vrou weet sy is afhanklik van God. Salig is die wat treur, want hulle sal vertroos word. Hoe? Deur bekering tot die ewige lewe. Dan sal sy Jesus, want dan sê hier dat sy Jesus se voete gesalf. Dit is van die ander evangelies verduidelik net voor Jesus se kruisiging. Sy begin hom klaar te salf vir sy dood. Want binnekort sal hierdie Christus Jesus, voor wie sy huil en trane afdroog en haar voete sal hy vir haar die prys van geregtigheid betaal, sodat sy kan word die geregtigheid van God in Christus. Dis hoe jy ingaan in die koninkryk. Maar dit begin by bekering. Nie te koggel so Simon, is hy regtig 'n profeet was, hy geweet het wie hierdie vrou wat voor hom sit nie. Wat is in sy hart? Self regverdig. Ek is regverdig, Simon. Ek het die Messias of hierdie man genooi. Maar hy hanteer Jesus nie as die Here nie. Ons moet nooit sê daar's nie 'n kos tot bekering nie. Baie mense is sogenaamde bekering. Dan lewe hy net die lewens vir so 'n paar maande, 'n paar jaar en dan raak hulle weg. Daar's 'n koste. En Jesus gee vir ons twee voorbeelde in Lukas 14 vers 28 tot 29. Anders beteken dit niks wat Jesus sê, smal. Nou is die poort, smal is die weg. Want iemand het Jesus gevra, is daar baie wat ingaan in die koninkryk, vra van die mense, sê dis toe. Hy sê nee, inteendeel. Lukas 14 vers 28 kry ons hierdie gedeelte wat hy sê, want wie van julle wat 'n toring bou, gaan nie eers sit en bereken die koste om te sien of hy genoeg geld het om hierdie toring te kan bou nie. Ek weet nie of jy al gekyk het daar aan die ander kant Linwood daar naby Wonder. Daar's 'n groot gebou wat daar staan. Hy's nooit geverf nie, hy's nooit klaar gemaak nie. Daai mense het nie die koste bereken nie. Want dit gebou, dit het gebou, het voortgegaan gebou, maar dit nie bereken met die kostes nie. Jesus sê dis dwaas. Jy kan nie bou 'n huis bou as jy nie geld het om hom klaar te maak nie. Hy sê mense wat dink hulle kan my volg en daar's geen koste daar nie. Nee, dat bestaan nie so ding. Daar is 'n koste. Want Jesus sê duidelik, verloon jouself, neem op jou kruis en volg. Dis eenvoudig. Neem op. Volg, verloon jouself. Want anders kan jy nie my disipel wees nie. Die tweede een praat hy in vers 1 van 'n koning wat optrek om oorlog te voer en die koning het waarskynlik 'n weermag van 1000 mense gehad, dan gaan hy uit teen hierdie weermag van 5 miljoen. Dis so Suid-Afrika teen Amerika. Dreig hom met 'n swak weermag en gaan sê ons gaan oorlog voer met Amerika. Nie idee wat se magte jy teen te staan kom nie. Maar hy sê jy is stupid as jy dit doen. Dis wat ons geskies, dis wat ons op die oomblik besig om te doen. Mense bereken nie die kos nie. Dis waarom dit so gaan soos ons gaan ons land. Ek glo nie die regering bereken die koste wat dit is om in oorlog te gaan met Amerika nie. Al is dit nie 'n fisiese oorlog nie. Maar daar gelaat is in politiek. Hier is die twee kragtige voorbeelde
wat ek eintlik vir julle wil bewys na 1 Konings 20. En ek gaan nie die hele gedeelte lees nie, ek gaan net 'n gedeeltjie lees. Wat beteken dit om die koste te bereken? 'n Bekende verhaal van, jy ken koning Agab as 'n slegte en 'n bose koning wat Nabot se wingerd gesteel het, wat sy vrou Isira toegelaat het om allerhande vreemde gode te aanbid. Maar voor hy tot verval kom, hierdie koning Agab, vertel dit vir ons hierdie verhaal van die konings, want hy is ook in die konings annale opgeteken, die volheid van sy verhaal. Daai tyd toe Agab koning in Samaria was, want dit is waar dit begin in 1 Konings 20 vers 4. Dit vertel vir ons waar 'n groot en 'n sterk koning, en hy is nie so magtige leer gehad as Aram nie. Dit was Aram en Assyrië. Arameërs was groot vyande van Israel. Ons praat van die koninkryk van Juda en die koninkryk van Aram. Nou Aram, wat ons hier kan sien in die eerste verse van hoofstuk 20, het opgetrek met 32 konings saam. Kyk, jy kan nie skrik as jy alleen opgaan teen 'n land nie. Maar as jy opgaan en jy weet daar's 32 koningse soldate, gaan jy nie staan jy nie 'n kans nie. Hy het geweet want hierdie Aram het al daai tyd se stede vernietig en omgedol. Hy was 'n wrede koning, want wat hy sê vir Agab, wat hy eintlik sê, hy stuur boodskappers vers 2 uit na Agab en sê vir hom, hy het vir hom laat weet, so sê Ben-Hadad, kyk hoe spoggerig is hierdie Arameese koning. Jou silwer en jou goud behoort aan my, en jou vroue en die keer van jou seuns behoort aan my. They mine. Hy het nog nie eens begin pyle afskiet of te beleer nie. Maar hy sê al klaar vir Agab, jy en alles wat jy besit is myne. En wat doen Agab? Weet jy of julle onthou die scare tactics op TV? Are you scared? Are you really scared? Miskien kan julle, die wat nie scare tactics gekyk het, gaan oplees van scare tactics. Hy gebruik scare tactics en wat doen Agab? En dit is wat Christus van alle mense vereis. Wat Agab doen, ons het gepraat van Kurios, keiser, hy is keiser, Kuri, hy is ons keiser. Wat sê Agab? Die koning van Israel het daarop vers 4 reageer en gesê, dit is soos u sê, my Heer, die koning, ander woord Ben-Hadad, aan u behoort ek, en met alles wat myne is, behoort aan u. Ja, vir olie gesien as op sy maag op sy rug lê, hy gee oor. Enige hond wat bang is gaan lê op sy rug. Wat hy doen, Agab, hy gee oor. Sonder om 'n skoot te skiet, gee hy oor. Die verhaal ontvou anders op die ou einde. Maar die groot ding is Jesus 'n groot koning of sy maar net maar een van die gode. Ander gode ook mag gaan. Ons gesindheid moet wees soos die van Ben-Hadad en sê, Here Jesus, Kurios, ons gee oor. Dit is ware bekering. Ja, die vrou wat berou het, jy moet berou hê, jy moet desperaat wees, jy moet jou self verloon, soos die vrou haarself verloon het, jy moet al die dinge doen, maar ware bekering is wanneer jy volkome oorgee, surrender, ek hou van die Engels, surrender, gee oor aan Christus, want hy is 'n koning. Ons het al baie gesê, Jesus verwag nie dat ons hom 'n koning sal maak nie, hy is klaar 'n koning. Niemand kan hom 'n koning maak nie, God het hom gesalf. Al wat ons kan doen is sy koningskap te erken, wat God hom gegee het. Dit is bekering. Erken sy koningskap. Erken dat ons ongeregtig is. Erken dat hy is God se koning, regverdig is en vir ons die ewige lewe kan gee volgens die wil van God, nadat hy sy lewe eens en vir altyd vir ons afgelet en ons versoen het. Wat doen ons? Surrender. Gee oor. Ons het al 'n paar keer Psalm 2 gelees, dit sê Psalm 2 vers 12, waarom wil die nasies, begin hy, bedink die volke nietige dinge, die konings van die aarde staan gereed en hou saamraad teen die Here en teen sy gesalte en sê, laat ons hulle bande stinger, maar die Psalm eindig waar die waarskuwing kom van God die Vader deur die Heilige Gees, kus die seun, soen die seun.
sodat hy nie toornig word nie, sodat hy nie kwaad word nie, met goud in sy toorn, net so, kan die seun se toorn ontvlam. So vinnig ontvlam het. Wat hy ook sê, surrender, Psalm 2 sê vir die koning, surrender, gee oor aan die koning. Psalm 24, wie is hierdie Here koning? Die Here van die leerskare, Jesus is die Here koning. Surrender, gee oor aan hom, dis die minste wat hy verwag, dit bekering begin daar. En dan moet ons onsself vra, is ons regtig bekeer? Het ons regtig self oorgegee? Surrender, alweer really surrender. Want Jesus word genoem die soewerein ook. Dis waar die Engelse woord soewerein vandaan kom. In die Ou Testament was daar baie konings, net soos met Agab en die Ben-Hadad, was daar baie konings. Maar daar was een groot koning. Net een groot koning, selfs in die tyd van Agab en Ben-Hadad. Wie was in daai tyd? Ben-Hadad. Hy is die Soewerein beteken hy is die groot koning. Al die ander konings om hom in 32 en hy wou vir Agab ook een maak van sy onderdane. Ook Agab moes na hom toe kom, Ben-Hadad in daai tyd se tyd. Hy soen nie die seun op die wang nie. Dis het verkeerde idees wat sê kus die seun. Kus die seun beteken buig jou knie voor die seun, wys jou seelring van God se dat hy jou geroep het en kus my ring. Verneder jouself voor die seun. Want gou kan sy toorn ontplof. Gou kan sy toorn ontvlam. Hoekom? Hy is die skepper. Hy is die een wat alles onderhou. Selfs ongelowige mense onderhou hy. Gee hy hulle asem van hulle lewe as babietjie net 'n paar maande. Ander leef tot hulle 80ste, 90ste. Maar hy het alles geskape. Alles is deur die seun geskape. Dit hoort aan hom. Hy onderhou dit. Ons sê vir die Here dankie. Al is ons onder bedreiging in die land. Ons is nog steeds onder sy voorsiening en ons haal asem. Die feit dat ons kan asemhaal is 'n teken van sy genade. 'n Groter genade dat hy sy lewe, God word mens en hy lê sy lewe af. Nou sê die Vader, kus my seun. Kus hom. Kus sy seelring in erkenning dat hy die soewerein, dat hy die soewereine God is. Hy word koning, God staan op uit die dood, verkondig onder die nasies, geglo deur die volke, opgeneem in heerlikheid. Opgeneem in heerlikheid beteken kus sy ring. Want net hy kan uit die dood opstaan, vir ewig. Nou moet ons vra, het ons regtig al by 'n punt tot bekering kom? Ek kan nie vir u praat nie, u weet self. En ek gaan nou binnekort bid en ek gaan vir u sit reg 2 minute gee. Die 2 minute praat u self met die Here. Ek weet nie wat ek al sê, Here, ek is jammer, as is hy soos die vrou, al is hy soos die tollenaar. U praat self met die Here. Na aanleiding van hierdie boodskap van evangelie. Dis die volle evangelie. Dit is God se vereistes. Dit is ware bekering. Die voorbeelde wat hy vir ons gee. Dan moet ons onsself gaan meet aan hierdie karakters in die Bybel. Selfs van Ben-Hadad, aan Agab wat homself sê, ek is kiesig en alles wat ek besit. Goud, silwer, my vrouens, my kinders is alles kiesig, Ben-Hadad. Dis die oorgawe wat hy verwag. So mate is in ons sy, kus ons die seun. Kom ons bid saam.
Vader, die woord in Jesaja sê, jy sal 'n geknakte riet nie breek of 'n rokende lampet wat lyk of hy op sy eindes nie uitblus nie. U verwagting van die begin van die wêreld af om u geregtigheid te vervul as 'n regverdige regter, moet u regspraak uitoefen oor alle mense. En die roep van Johannes die Doper, in wie die gees van Elia gewerk het, uitgeroep het, bekeer julleself, soos Elia ook uitgeroep het. Waarom hink julle op twee gedagtes is? Baal God is, aanbid hom, as Jahwe God is, aanbid hom. Wat ook deur Johannes die Doper kom en sê, bekeer julle, omdat die koninkryk van God naby gekom het. Ons wil vra, Here, u ken harte, u hoor, u ken gesindhede van harte. Ons wil bid dat, Here, die wat uitroep tot u, want u verwag ook nie dat ons eenmaal sal bekeer nie, maar Here, elke dag sal bekeer, vergewe ons vandag ons sondes, maar dat ons diepe berou sal hê en die Heilige Gees in ons geregtigheid sal bewerk. Vader, ons bid vir elkeen wat u aanroep, party soos die vrou, ontuchtige vrou, ander soos die tollenaar. Here, dit nie 'n lang gebed hoef te verg nie, behalwe 'n roep, 'n soeke na 'n redder, 'n erkenning van 'n redder en aanbidding van die redder. Seën ons dan verder, is ons gebed in Jesus naam. Amen.